Emma, vertel ons 'n bietjie meer van jou. Jy is 'n ma van 2, maar ook 'n ultramaraton wenner. Brei 'n bietjie uit daarop. Sjoe. Ja, Daniela, dis nog 'n aardige realiteit om dit genoem te word. Ja, ek is 'n ma van 2 kindertjies, ek is getroud, ons woon in Durbanville. Ek het 'n agtergrond in journalistiek en deesdae doen ek nogals baie vryskutwerk en in journalistiek nou in kommunikasie, maar iets waar ek regtig passievol is oefen, maar ook coaching van vrouens as dit kom by, kom ons noem dit nou maar strength training, want niemand weet wat kragoefeninge is nie. En hardloop, driekamp en ek moet sê ek geniet dit ontsettend baie om vir vrouens te wys dat maak nie saak hoe oud ons is of hoeveel of hoe min ervaring ons het nie. Ons kan in enige tyd van ons lewe kan ons weer in daai, kom ons noem dit nou maar, you can assume that position of strength and power again. En ons gaan juist vandag praat met jou om vir ons 'n bietjie raad te gee oor hoe jy moeilike goed kan doen veral as ma. Maar in my kop, en ek dink dalk baie van die luisteraars en kykers en dink mense ultramaraton atleet soos jy nou, en mense dink is iemand wat dit seker al hulle lewe lank gedoen het, dis wie jy is 'n atleet, maar en dis eintlik lekker om nou met jou te praat. Dit is nie iets wat al jare lank kom nie. Daar was vir jou 'n oomblik gewees. Vertel ons, wanneer het jy besluit jy gaan inskryf vir 'n 100 myl maraton? Dit klink 'n bietjie laf as ek nou eerlik moet wees. Dit is nogal laf, né? As jy dit sê in myl, dan klink dit nie so ver nie, maar dit is 165 kilometer. Dit is nogal 'n entjie. Ek wil nie eens so ver ry met my kar nie, verstaan? Presies. So Daniela, ek het so 'n bietjie gehardloop in my lewe al, maar so 10 jaar terug, het ons Engeland toe getrek, of ek het so toe getrek, ek my man is getroud en ons het daar gewoon. En vir baie lank was ek net 'n nie net 'n mamma nie. Ek meen as jy 'n mamma is jy baie ander dinge ook, maar ek het nie gewerk nie. Ek het gewerk vir my kinders, spot ek altyd. Ek het by die huis gebly met hulle, ons het die platteland in Engeland verken, heerlike avonture gehad, maar oefen was so ver in my agterkop gewees. En ons het teruggekom na Suid-Afrika toe en ja, dit was nogal 'n aanpassing vir my om weer hier te wees, moet ek sê. Nie noodwendig net sleg nie, maar dit is maar 'n aanpassing, né, om so groot skuif te maak, veral met kinders. En in 2023 het 'n vriendin van my, dit was so Junie, so waar is dit nou, so 2 jaar gelede, het sy vir my gevra, wil ek nie 'n maraton saam met haar doen nie, die Voet van Afrika maraton. En ek gesê, dis oor 16 weke, wat 'n belaglike idee. Okay. Dis sê ek ja, en ek gaan op die internet en ek kry 'n programmetjie vir 16 weke, wat dit 4 maande om te oefen, soos letterlik van 0 wil ek nou gaan na maratona. En joh, ek het begin oefen en dit was nogals woes, ek moet sê, die eerste keer toe ek 10 kilometer gehardloop het, ek was so chuffed met myself, natuurlik, obviously. Maar dit was tough, dit was maar tough geweest, die oefen, maar die maraton was ongelooflik. Dit was pyn en lyding, maar op die beste moontlike manier. En toe dink ek by myself, maar kan ek 'n bietjie verder hardloop? En toe hardloop ek 'n bietjie verder, 65, en toe sê ek vir my man, ek wil nou 'n 100 myl hardloop. Ek het altyd gejoke met hom en gesê, dis 'n droom van my, en hy was net soos, nee, dis nie 'n goeie idee nie. Maar hy sê die dag toe ek nou daai 65 kilometer race klaar maak met die grootste smile op my gesig en dit lyk of ek nog 3 keer verder kan hardloop, te sê, ja, okay, fine, go for it. En toe skryf ek in vir die ADO. Ek moet sê, dit was nogal 'n scary oomblik, want jy betaal nou maar die geldjies, jy druk submit, en daar is dit nou. En toe gaan doen jy dit? Maar voor ek dit gedoen het, moes ek eers bietjie vir dit oefen, en ek sê altyd, dit is eintlik die moeilikste deel van so iets, né? Is die voorbereiding. Die race of die wedloop voel amper soos 'n victory lap, want jy het die harde werk gedoen, as jy die harde werk gedoen het. Maar ja, so toe begin die voorbereiding, en dit was eintlik die grootste uitdaging. En dis ook waaroor ek nou wil praat, want ek dink elke ma wat ook hier sal luister sal weet, dit is die moeilike ding. Jy weet, jy het jou lewe voor kinders, en dan veral as jy nou terugdink, dink mens, hoe het ek nie al die goed eintlik wat ek wou doen gedoen voor kinders nie, want ek het al die tyd in die wêreld gehad, jy weet, jy kon vroeg opstaan as jy wou, en soms weer in die bed klim, en soos wat tye dit nou toelaat met werk ook, maar jy het regtig net soveel ure meer vir jouself gehad in 'n dag, wat nou gaan aan ander klein mensies en die handhawing van jou huwelik en so ook en anders. So, ek kan dink om te oefen vir 'n 160 kilometer wedloop vat baie tyd. So waar het jy tyd gevind of tyd gemaak te midde van 'n gesin en ma wees daarvoor?
Ja, dis 'n baie goeie vraag en ek gaan hom probeer beantwoord dat mense dit amper kan toepas op ander dinge ook, want soos ek en jy altyd sê, weet mense het ander goals. Almal hoef nie 'n ultramaraton te hardloop nie. Dis nie vir almal lekker nie. So daar's ander dinge wat ook uitdagings is, maar vir my het dit maar gegaan oor ek moes daai stolen hours moes ek gevind het. En soms het dit beteken ek het 4:30 in die oggend is ek op die trails en dan hardloop ek tot net voor die kinders skool toe gaan. Soms laai ek hulle af by die skool en dan sê net maar ek moet 5 ure hardloop, dan hardloop ek maar tot ek hulle weer moet gaan oplaai. Naweke as ander mense lekker in die bed lê, dan het ek gehardloop of dit reën en of die wind waai of wat ook al, maar die groot ding het maar gegaan oor beplanning is om 'n plan te gehad het. En ek weet daar's baie mense wat dalk nou wil ophou luister en sê, "But I'm not a planner, I can't do this." My brein is nie I'm not a natural planner. Ek is all over the show. Ek is baie de mekaar soos 'n verstrooide professor, maar ek het besef ek moet een of ander template hê, ek moet parameters hê, ek moet sê maandag hardloop ek, skryf dit neer op die kalender. En ek dink daar is as jy 'n groot doelwit het, dan is daar sekere logiese stappe wat moet volg. Dit gaan nie net van self gebeur nie, maar die enigste manier hoe jy gaan tyd maak vir daai stappe is as jy commit tot daai stappe soos ons commit tot eet, tot slaap, tot ure op Instagram doomscroll, né? Soveel ure van mense dag, dis 'n gesprek vir 'n ander dag. Maar ek dink jy moet in die eerste plek moes ek geweet het hoekom wil ek hierdie doen en my why was baie sterk. In die tweede instansie, jy moet commit tot sekere tye. En fyn, ons gaan nie almal 5 ure 'n dag kan hardloop nie, maar het jy 'n uur om te beplan vir hierdie groot doelwit, of dit nou 'n besigheid is wat jy wil oopmaak, of dit nou 'n maraton is wat jy wil hardloop, het jy 5 minute wat jy in die kar sit, wat jy vir jou kinders wag, wat jy net gou vinnig ietsie kan neerskryf. En ek dink almal se breine werk anders, almal se lewens werk anders. Ek het letterlik 'n stuk papier elke oggend waarop ek goed skryf. Ek het nie 'n fancy planner nie. Ek doen dit nie op my foon nie want dan raak ek distracted. Maar ek hoop dit beantwoord jou vraag voor ek nou weer distracted raak. Ek dink dat beplanning is alles en commitment en om te weet dat you need to have a plan. Dit is en jy het daar iets gesê wat ek nou wil opvolg en ek wil nou net vir ons luisteraars ook sê wanneer Emma nou praat hier soos sy sê sy gaan praat oor haar ultramaraton, maar dink aan daai ding jy het nou gesê soos iemand wat dalk net wil 'n maraton of 'n 10 km hardloop of dalk 'n klein besigheid wil begin of 'n side hustle of verder studeer of wat ook al dit is. So dink aan daai iets wat jy in jou agterkop het wat jy graag wil doen, die ding wat dalk onmoontlik voel. Ons almal het so iets, nê, wat net so Ja, dis presies. daar agter en dis in jou wese. So dink aan daai ding terwyl Emma nou vir ons die volgende gaan antwoord en jy het iets gesê Emma, jy het gesê jou why het jou deurgedra want motivering is great, maar ek dink as jy 4 uur 'n oggend moet opstaan en dis koud en dis winter, dan is jou vorige dag se motivering verdwyn redelik soos mis voor die son. So wanneer dinge moeilik raak en jy's nou verby die beplanning en die motivering en al sy nou as jy in die oomblik en is moeilik en die lewe tref jou en die kind is siek en alles. Wat doen 'n mens in daai oomblik om nog deur te druk? Wat het jy gedoen wanneer dit nie meer lekker was om te gaan oefen nie, die oggende wat jy nie lus was nie en wat was jou why? Kom ons praat 'n bietjie daaroor. Sjoe Daniela, ek dink jy het nou vreeslik bekende of baie scenario's geskets wat soveel vroue mee kan relate, né? En sjoe, dit was nou 'n goeie opsomming van al die dinge wat mens kan terughou of wat 'n demper kan plaas op jou why of jou doelwit. Vir my, ek sal dit kort probeer hou, maar my why vir hierdie adu was, ek wou gesien het wat binne in my is en wat ek geweet het daar is wat nog nooit kon na vore kom nie. Ek het vir iemand verduidelik dat byvoorbeeld ek moes deur die nag hardloop met die adu. Nou, ons hoef nou nie te praat oor die details van die reis nie, maar ek het amper 30 ure lank vorentoe beweeg. Soms stadiger as ander kere, maar ek moes deur die nag hardloop, wilde diere, maan wat skyn, jy weet al daai dinge, spinnekoppe, slakke, paddas oral. Maar ek dink vir my, ek wou sien hoe ver kan ek gaan fisies? Want ons almal het 'n, kom ons sê dit nou maar 'n genetiese komponent of nature versus nurture. As mens jou nou so gaan vat, enige mens, is daar 'n rekenaarprogram wat vir jou sal kan sê, based on what we know about you, this is how far you can go. Of dit nou emosioneel is, en of dit nou fisies is, of dit nou intellektueel is. Dink aan jou besigheid, dink aan jou plan, jy weet, iemand het vir jou iewers in jou lewe gesê, this is how far you can go, and this is what you can achieve, né? Maar ek wou sien, is daar 'n plek waar ek kan gaan waar ek nog nooit was nie? En hoe voel dit? En wat sal gebeur as ek myself oor daai drempel stoot waar
jy of op jouself 'n limit gesit het, dalk was daar 'n graad 1 juffrou wat vir jou gesê het jy's dom of wat ook al. Ek weet nie wat dit is nie, ons almal het so 'n stemmetjie, né? En dit was my why, dit was deel daarvan om te sien wat sal gebeur. Ek is so nuuskierig Daniella en ek dink almal van ons moet lewe met 'n nuuskierigheid. Jy hoef nie 'n joernalis te wees om nuuskierig te wees nie. Ek weet jy's profoundly curious. Ek ken jou nou al 'n rukkie en jy hoef nie deur die nag te hardloop om dit te doen nie. Soms beteken dit jy moet jou foon optel en jy moet daai persoon bel aan wie jy jou pitch wil gee of wat ook al. Miskien sê hulle vir jou nee, maar weet jy wat gaan dan gebeur? Jy bou 'n muscle wat sê I can handle this. I didn't die when that person rejected me. Okay, ek raak nou vreeslik in die Mel Robbins realm van, jy weet, praat en so, maar ek kon net sê vir my was dit, wat sal gebeur as ek daai plek gaan waar almal vir my gesê het jy's mal, jy kan dit nie doen nie. Ek was curious en dit was 'n ongelooflike ervaring en ek moet sê vir my het dit gevoel ek het 'n level in my kom ons noem dit nou maar my innerlike krag of wat ook al jy dit wil noem, my brein, my kop, my gedagtes bereik wat ek nooit weer van kan terugkeer nie. Dis asof my ceiling het nou my vloer geraak, jy weet. En ek dink dit is so, as enige van ons iets moeiliks doen, iets gutsy doen, jy gaan jouself verbaas. En ons leef net een keer. Ek het een keer vir iemand gesê, ek wil my lewe opgebruik man. Ek wil soos alles probeer wat vir my scary like, within reason. So ja, ek weet nie, En watter beantwoord dit die vraag. Nee, perfek, dankie. En elke keer kry ek opvolgvrae. Nou dink ek, hoe het die feit dat jy 'n ma was hierdie doelwit van jou beïnvloed? Want ek weet die trail running gemeenskap is nogal, daar is natuurlik ma's wat ook deelneem, maar dis in die minderheid. Dis meer gewoonlik vroue wat nie kinders het nie of selfs enkellopende vroue, want die commitment is verskriklik groot. Dit is ure elke dag op die pad. Dit is, weet, dis iets wat moeilik is om te doen as jy kinders het. So, hoe het jy dit gedoen ten spyte daarvan dat jy dalk nie deel is van die tipiese crowd daarso nie en het mom guilt, daar's ook nou nie 'n lekker Afrikaanse woord nie, maar het dit 'n rol gespeel? Was al tye wat jy gevoel het, ek is nou, jy weet, so lank wat ek gaan oefen, ek moet by die kinders wees, dat hulle ooit vir jou gesê, hulle mis jou, want kinders doen dit ook, jy weet, ek weet as ek in die middag, jy weet, die was net nog gaan draf om die blok, dan skree sy en sy huil en klou aan pappa vas, en 2 minute later sê hy, as ek nou wel gegaan het, dan sy vergeet daarvan, maar mens voel sleg soms, en daai is nogal 'n moeilike ding, om te navigate, om vir jouself tyd te gun, maar en nie toe te laat dat mom guilt 'n rol speel nie. So, hoe het jy daai bestuur? Ja, nee, jy is reg oor die konteks van trail running in Suid-Afrika, maar ek moet vir jou sê, soos dit aangaan, is ongelooflik om te sien die ma's wat opgang maak in die sport. Ek dink aan iemand soos Landi Greiling, ek dink aan Lodelia Kombrink, sy's 'n fantastiese atleet, sy was nou tweede gewees in die mat, 100 miler, sy is ook 'n bietjie soos ek, 'n bietjie ouer, sy het 'n klein dogtertjie. En dit is ongelooflik om te sien hoe vrouens wat ma's is ook nou meer en meer daai spasie betree. Maar daarmee saam wil ek ook net sê, kyk, mens sien nou baie keer hierdie vrouens wat 100 milers doen en dan borsvoed hulle babatjies by elke aid station, wat great is, maar ek wil net sê dat as vrouens, ons moenie na dit kyk en dink 6 maande na jy 'n baba gehad het, moet jy so iets kan doen nie, reg? So let's just put that out there. Dis ongelooflik, maar dis die uitsondering. Daar's nou 'n baie extreme voorbeeld. Maar sover dit gaan oor ma wees, vir my het die feit dat ek 'n ma geword het iets in my uitgegrawe, 'n diepte in my wat betref, kom ons sê my innerlike krag, my selfvertroue, my identiteit. My identiteit hinge vir my glad nie op hoe goed ek hardloop of hoe sleg ek hardloop nie. Dit gaan vir my, ek is 'n mens as geheel en ek hardloop want ek voel wild and free as ek hardloop. Dit het niks te doen met ma wees of vrou wees nie. Dit is deel van my mens wees. En ek moet sê, om 'n mamma te wees, veral van 2 besige seentjies, dit inspireer my ook as ek hardloop. Baie keer sal hulle vir my sê, mamma, moet jy nou weer gaan hardloop? Dan sê ek, ja, mamma hardloop. Mamma kies nou om te hardloop, want dan kan ek sterk wees eendag, en as julle kindertjies het, kan ek sommer met hulle in die berge gaan hardloop. So ek het al gehoor, vertel hulle vir hulle maatjies, dis hoekom hulle mamma oefen. Okay, fair enough. En ek dink die ding van mom guilt, as ons net gou vinnig oor dit kan praat, dis so 'n emosionele ding, en ek dink dit raak dan soos hierdie absolute dryfveer. So vir my gaan dit oor, hoe kan ek myself distansieer van die emosie wat te doen het met mom guilt? En een manier om dit te doen is om te sê, in plaas daarvan om te sê, ek moet nou eintlik by my kinders wees, verander die sin na,
ek kies om nou te gaan oefen, ek kies om nou te studeer vir my graad, ek kies om nou te werk aan my besigheidsplan, want dit gaan my toelaat om meer energie te hê as ek by die huis kom, meer te voorsien vir my kinders, 'n side hustle te hê eerder as 'n voltydse werk. Dan haal mens dadelik die emosie daar uit. So dis wat ek begin doen het. En soos jy sê, ek dink nie daar is 'n kind op aarde wat sal op en afspring van blydskap as mamma gaan oefen of as mamma gaan werk of wat ook al nie. Maar ek dink ons skuld vir onsself en vir ons kinders en vir ons huwelik om te sê ek maak nou hierdie keuse want dit beteken dit en dat en so. En dit haal die emosie daar uit. En ek love dit dat ons as vrouens so emosioneel is en mense kan nou maar met my kwaad raak daaroor. Ek love dit. Ek dink is beautiful van ons, maar soms moet ons net so bietjie onsself distansieer van daardie, né? En as jy sê distansieer, dink ek ook, ek het soveel keer al gehoor by verskillende gaste op die podcast, hulle sê, kyk na die groter prentjie. En in daai oomblik dink jy aan jou 2-jarige wat aan jou vasklou wat nie wil hê mamma moet gaan draf nie. Maar as mens groter prentjie kyk, soveel mense ook, ek vra altyd aan die einde van 'n episode en ek gaan vir jou ook vra wat het jy by jou ma geleer? En soveel mense sê my ma was vir my 'n voorbeeld dat sy haar drome nagejaag het of sy het my 'n voorbeeld gestel dat sy oefen. So ek het min mense nog gehoor wat gesê het, ag my ma het min tyd by my spandeer want sy, jy weet, het 'n besigheid gehad of so en hulle sê ten spyte daarvan dat sy geoefen het of haar besigheid gejaag, haar besigheid bestuur het, was sy 'n goeie ma. Dit is regtig, dit gaan iemand verg wat regtig nie omgee vir hulle kinders nie, vir jou kinders om eendag terug te kyk en te sê omdat my ma 'n maraton gedoen het, voel ek nou ek is afgeskeep op die lang duur. Ek dink ook ek het so 'n bietjie 'n probleem met die woord selfsorg en self-care, van dit raak amper hierdie ding van ek moet nou myself verduidelik. I need to explain why I'm exercising en ek weet dit klink nou of ek myself wat die woord contradict met wat ek nou gesê het. Maar self-care om alleen winkel toe te gaan is nie self-care nie. Dit voel soms vir my so self-care om alleen in die kar te sit of wat ook al, jy weet, om my huis te kan skoonmaak in vrede, voel so self-care. Ek dink elke ma wat hierdie skit hulle koppe en verstaan om iets effektief gedoen te kry in die tyd wat dit veronderstel is om te vat en nie 4 keer so lank so nie. ek dink ons moet net so 'n bietjie we need to move away from that. En ons moet net besef dat seker goed oefen is soos eet, okay, of slaap, we need to do it. Of om te bou aan jou identiteit as entrepreneur of ma of vrou wat ook al. Dis nie self-care nie, jy moet dit doen. Dis soos eet, dis soos slaap. So ek voel ek as jy, en ek weet almal het nie noodwendig in 'n huwelik of 'n verhouding waar hulle die ondersteuning ontvang om dit te doen nie. Maar dit het vir my so baie te doen met mom guilt is we are bracketing things. Okay, hierdie is self-care, hierdie is oefen, hier's my diet, hier's my dit, hier's my dat en dit raak net so verskriklik. Ek meen vrouens, as vrouens ons mental load is kolossaal. Selfs vrouens wat voltyds werk in 'n huwelik waar die man ook voltyds werk, so mental load is steeds, jy weet, dis meer, selfs meer. So ja, ek wil net vinnig dit ook gesê het oor self-care. Ja, ons moet maar oppas vir dit ook, né? Maar ek wil nou sommer aanpraat oor jy sê oefen is so slaap en eet en is belangrik. Kom ons gesels sommer verder daaroor want ja, ons gaan nie almal 'n ultramaraton hardloop nie. Miskien wil jy 'n 5K hardloop of jy wil net jou fiksheid verbeter want ek hou so van hierdie mindset en dit het by my ook die laaste paar jaar verander en dit is my so bemagtigend om nie aan oefen te dink as iets wat jy wil doen omdat jy wil gewig verloor of op 'n sekere manier wil lyk nie, maar ook weer eens daai langtermyn denke om sterk en gesond te wees. En dit is dan vir my iets wat nogal redelik positief geskuif het. Daar's soveel meer inligting vir vroue oor hoe belangrik dit is om sterk te wees, om sterk spiere te hê en jy kan regtig daaroor praat. So ek wil graag hê vir ons luisteraars ook weer eens, hierdie is nie ons wat sê jy moet soos Emma 'n ultramaraton hardloop nie, maar kom ons praat bietjie oor hoe belangrik dit is vir ons om te oefen en hoe moet ons oefen. Jy weet dat partykeer dink mense dis dalk om net op 'n yoga bal te gaan sit en bons, maar dit is ook nie dit nie. Vertel ons bietjie, jy's 'n kenner, so ek wil hê jy moet met ons gesels oor daai weerstandsoefeninge of strength training soos ons dit almal ken. Hoekom moet ons dit doen? En hoekom is dit goed vir ons op die lang termyn? So ek weet nie of ek 'n kenner is nie, maar ek's definitief 'n convert, ek's 'n disciple, ek is 'n ek preek dit baie graag, so ja. Daniela, ja, so ek wil net ook sê dat ek dink soos jy nou noem, daar was hierdie groot klem op hoe ons lyk, né? As gevolg van oefen. Ons oefen want ons wil maar wees of ons wil ons liggaamsvet verloor, we want to recomp our bodies of wat ook al die geval mag wees. En ek hou so van wat jy sê van, jy weet, sterk is die nuwe mooi en dis nou al 'n klise, maar dit is so waar.
Ek dink ons almal, die meeste van die mense wat hier luister het hopelik 'n pensioenfonds of iets waarin hulle belê vir eendag met die idee dat wanneer ek aftree, gaan ek travel, ek gaan die wêreld sien. Maar die realiteit is, as ons nie oefen nie, as ons liggame nie sterk en bemagtig is nie, as jy nie daai overhead dingetjie kan oopmaak in die vliegtuig om jou tassie in te sit nie, dan gaan jy nêrens heen gaan nie. So nou het jy al hierdie geld wat jy wou spandeer het op jou ou dag, maar jy's sieklik, jy kan nie uit jou eie bed uit opstaan nie. So wat ek daarmee wil sê is om dit terug te bring, om te belê in daardie liggaam van eendag. Soos alles wat ek nou doen, wat betref oefen, wat betref movement, mobiliteit, krag, wat ook al, dit is 'n belegging in daardie mens wat ons eendag gaan wees, né? So strength training, daar is ongelooflike navorsing wat uitkom vir al wat betref vrouens en ek dink vir my die laaste ruk iets wat ek nogals baie aan dink is die kognitiewe deel daarvan, dat as jy strength training doen, en ek praat nou nie van daai skerry goed wat die ouens in die gym doen in die hoek, ek noem dit die gorilla hok, waar die man so staan en skree en te kere gaan en so aan, ek meen dis great, maar jy hoef nie eens op daai vlak te oefen om die voordele te kry nie, maar jou brein word uitgedaag elke keer as jy strength training doen. Elke keer as jy 'n nuwe beweging uitoefen, daar's nuwe neural pathways wat gebou word. Daar is navorsing wat uitkom wat wys dat strength training jou brein kan beskerm teen Alzheimer's, teen demensie. Ek meen, net dit is klaar vir my genoeg rede. Al verander my liggaamsbou glad nie. As ek net weet dat ek tot op 90 nog helder denkend kan wees of selfs na dit. Ek meen, wat 'n ongelooflike motivering. En ja, so dit is net vir my fantasties om te hoor. En dan die ander ding is ook natuurlik dat ons as vrouens na 35, ons beendigtheid, ons spiermassa, dit neem af. En ongelukkig, ek weet draf is vir ons almal baie lekker, stap is lekker, swem is lekker, maar dit doen niks regtig vir ons beendigtheid of ons spiere nie. Dit is net nie genoeg van 'n stimulus nie. So ek sê vir die vrouens wat ek coach, en ek het mense wat hardloop ook, ek sê vir hulle, kyk, draf doen ons vir ons kop en dat ons byvoorbeeld 'n 5 of 'n 10 of 'n 20 km kan hardloop, maar strength training is 'n non-negotiable. En mens hoef nie ure te doen nie. Jy kan 2 keer 'n week vir 'n halfuur kan jy strength training doen en jy sal die voordele kry. Jy kan dit by die huis ook doen. Jy hoef nie na 'n gym toe te gaan nie. Ek dink ons almal dink, soos ek moet na 'n gym toe gaan, ek moet een van daai weird pakkies dra, die crop top wat pas by die onderste. My strength training doen ek by die huis in my pyjamas sommige oggende. Rol ek uit die bed uit en verstaan jy, ek's op my matjie, let's go. So ja, en jy gaan die voordele sien in alle dele van jou lewe. Ek meen dit spoel oor in selfvertroue, dit spoel oor in hoe ons kyk na dinge, ons kyk na uitdagings, om self jou pakkies te kan dra van die kar af. Nou nie dat dit 'n ding is nie, but I'm just saying, dit is ongelooflik. Ek dink wel om daar te kom en jy ook wat moes begin oefen, jy praat baie keer oor durf, ek dink die lekker Engels is grit. Maar dis soms wat mens nodig het om te begin, jy weet, en mense wat dalk ook nou hier luister en dink, ek wil dit doen, maar dit is so daunting, ek weet nie waar om te begin nie, ek is dalk bietjie bang. Kom ons praat bietjie oor durf en grit en om te delf in jouself en dit te gaan kry, want jy kan dit doen. Soos jy sê, jy dit dis hoekom ek ook met jou praat, want 5 jaar terug, as ons dit vir jou gesê het, jy dalk nie geglo jy gaan dit kan doen nie. Nee, wat? So, ek gedink ek gaan 160 km kan hardloop nie. Ons luisteraar hier, jy dink dalk nie jy gaan 'n 5 km kan hardloop of begin om strength training te doen nie, maar Emma kon en jy kan, en hoe kan ons durf inspann om dit gedoen te kry? So, as ek mag, gaan ek net gou so vinnig 'n bietjie praat oor ma wees en grit en durf. Ek ry die ander dag in die kar met my seentjies en hulle sê vir my, mamma, as jy sterk, jy lyk so sterk. Ek sê, ja, ek is sterk. Ag, jy weet, baie dankie. Maar, dis sê ek vir hulle, maar het julle al gehoor van grit? En ek sê vir hulle, die Afrikaanse woord is durf. En ons chatte oor grit. En ek praat baie met my seentjies in die kar. Seentjies hou maar so van om nie vir jou te kyk as jy oor diep dinge praat nie, jy weet, maar in die kar vind ek, en ek dalk is dit met dogtertjies ek so Daniela, maar in die kar het mens die diepste gesprekke. Vir hulle, dit is great as mens biceps het of spiere in jou bene, maar daar is 'n spier wat jy nie met jou oog kan sien nie, en dit is grit. En grit sit in ons hart, of in ons kop. Ek moet nou altyd vir hulle verduidelik, is nou nie die hart wat nou fisies klop nie, jy weet, kom ons maak dit gou daai distinction, maar die groot mense wat die podcast luister weet waarvan ek praat. En grit is iets wat jy 'n spier wat jy oefen wanneer jy iets doen wat nie vir jou lekker is nie, wat in die oomblik dalk nie vir jou ongelooflik voel nie, dat jy later iets kan doen wat jy nie gedink het moontlik is nie. En dit is 'n les wat ek heeltyd, of iets wat ek heeltyd vir my seentjies wil vertel. Ek sê vir hulle, dit is fantasties as jy die vinnigste is, maar
is daar iets wat jy vandag gedoen het wat regtig vir jou moeilik was? En as hulle sê nee, dan sê ek, "Ag, what a waste." Nee, ek sê nie vir hulle dit nie. Maar ek sê vir hulle, kyk altyd vir die ding wat jy in jou dag gedoen het waarmee jy gesukkel het. Was daar 'n moeilike som? Was daar 'n moeilike beweging in LO, wat noem hulle dit deesdae? Ek weet nie eens nie. Ek gee nou my ouderdom weg. So ja, dit is wat grit en durf vir my is ek sê ook altyd, jy weet hierdie ding van we can do hard things, but to be able to do the hard things, you need to do the hard things. And it's not always the hardest thing that you start with. Soms begin jy met, okay, Emma het nou gesê ek moet begin oefen. Dan sit jy jou maatjie, die aand voor jy gaan slaap langs jou bed. So as jy uit jou bed uit opstaan, dan lê jy op daai mat en jy doen 1 of 2 strekbewegings en jy gaan aan met jou dag. En jy doen dit elke dag en jy kom in daai gewoonte. Daar is soveel studies wat wys dat oefening, die endorfine wat dit afskei, aanvanklik, it doesn't happen on day 1, maar na 2-3 weke is daar 'n baie interessante fisiologiese effek wat plaasvind waar mense actually, dis 'n vorm van verslawing raak dit later seker maar, wat nou nie noodwendig 'n slegte ding is nie, maar dit kan sleg raak, maar dis 'n storie vir 'n ander dag. Maar na so 2-3 weke, dan begin ervaar jy daai runner's high, daai exercise high, maar dis nie iets wat oornag gebeur nie, né? So, ek dink ons moet almal gaan dink, waaraan of waarin kan ons bietjie vasbyt, dat ons daai grit muscle kan oefen, en as ons nou eers daai gewoonte in plek het van iets wat nie vir ons lekker is nie, wat is dan nou volgende? So ja, dit is wat grit vir my is, dit is wat durf vir my is dink so bietjie buite jou comfort zone. Flirt so bietjie met daai area buite jou comfort zone, en jy sal verstom wees om te sien wat jy dan kan regkry. Ek kan ook byvoeg wat ek ook gevind het, partykeer jy weet jy wil hierdie ding doen, en ek het nou agtergekom vir my, as ek regtig wil gaan oefen, gaan ek dit eerste ding in die oggend moet doen. Ek het lank gestry met hierdie idee, moes vrede maak dat dit is die tyd van die dag wat ek gaan kry, want as die dag eers aan die gang is, gaan dit nie gebeur nie. So ek moet myself nou motiveer, ek gaan moet voor 5 die oggend opstaan en gaan oefen, maar dan om eintlik my half speletjies met jouself te speel, soos wat is my uitdagings, en ek het gesien, vir my is veral nou in die winter, dit raak nou koud in Johannesburg, om op te staan en dan my oefenklere aan te trek, was vir my 'n groot uitdaging. Dus dit is daar kan ek dit uitskakel. En hierdie het vir my gewerk, ons hoop dit hou, maar die afgelope paar oggende het ek opgestaan, net my tekkies aangetrek en my pyjamas, 'n lekker warm jassie oor, so in die kar geklim, gym toe gery, en dan as jy daar is, nou kan jy nie uitchicken nie, en is lekker warm in die aantrekkamer daar. En dit is die ultimate life hack. Ek Tell the world. Ja, Is dit jou eie idee? ja, wel, ek weet nie of iemand anders dit Wow. al gedoen het nie, maar ek strompel dan daarin met 'n jassie en sommer my pyjamas. Ek gee dis ook 'n lekker ding van as jy ouer Ja, word, jy's 'n jy gee nie meer genius. soveel om wat mense, maar net soos mooi dat jy daarom nou Ja. dat ek nie ontbloot is of ietsie, maar 'n lekker voor jy warm by die deur uitgaan. Ja. Ja, en dis eintlik lekker, dan het ek tyd om in die kar sit ek my lekker musiek aan. As ek 5 minute later by die gym is ek wakker, so, maar my eintlike punt is net soos ontdek vir jouself maniere, vra vir ChatGPT om jou te help as dit moet, maar om te Just identifiseer keep wat going, is ja. jou struikelblokke wat in jou pad staan van daai doelwit wat jy ook al het, soos ons nou sê of dit oefen is of om te gaan studeer, en begin net om eers die struikelblokke te takel, en dan het jy nie meer verskonings nie, en dan hopelik kry jy die ding gedoen. Wow, daai is 'n awesome tip, Daniella. Kom ons praat weer oor 'n paar maande en ons kyk of dit gewerk het. Ek het dit nou hardop genoem, so hopelik is dit 'n commitment waarby ek nou vir jou by die gym sien sê Daniella, jy nog jou pyjamas aan. Enige iemand wat my sal sien in Rodepoort in die gym, julle sal sien ek strompel daar in my pyjamas in vroegoggende. Emma, ek wil ook by jou hoor, jy staan nou aan die ander kant van die ding wat jy gedink het jy wil doen, jy het dit gedoen, en jy was die mens voor dit, jy het dit gedoen, en nou staan jy aan die ander kant. Wat kan jy vir ander ma's wat sê wat dalk voel, hulle het 'n bietjie van hulle self verloor in die proses van ma word, want dit is nogal iets wat ek baie hoor van ons luisteraars, hulle stuur vir my boodskappe en baie sê, om weer myself te vind. Was dit ook vir jou deel van hierdie reis en hierdie wedlope wat jy gedoen het, om weer te kry wie jy was, want soos jy sê, ek weet jy het 'n eysterman byvoorbeeld gedoen in jou dae voor jy getroud was en kinders gehad het, en toe het jy kinders gehad en vir 'n ruk lank dit nie gedoen nie, en weer so 'n bietjie teruggegaan na hoe ek jou ook geken het toe jy jonk was. So daai proses om weer die mens te wees wat jy dalk was, of iemand wat jy net wens om te word. Dalk was jy nooit iemand wat geoefen het nie, maar dit is in jou kop wie jy wil wees. So op sommer raad vir ma's wat dalk voel hulle het 'n bietjie van hulle self verloor.
So, Daniela, ek dink wat wonderlik is van ma wees is hoe soos jou kinders groei, groei jy ook en dis nie iets wat oornag gebeur nie. Ek bedoel, ek het net al so 'n bietjie gepraat daaroor die drome wat ek gehad het toe ek so by die huis gesit het met my kinders, die dinge wat ek gedink het ek wil doen en hoe dit nou eintlik heeltemal anders lyk. Maar ek sou sê as ek nou vir myself kan raad gee, sal dit wees, is nou maar daai ou klise. Jy weet, geniet jou tyd met jou kinders terwyl hulle klein is en weet dit gaan vinnig verby want dit gaan regtig vinnig verby, maar ek dink almal sê dit, so ons hoef nou nie op dit te dwaal nie. Maar wanneer jy weer so 'n bietjie die lig begin sien, dalk bietjie langer slaap, tyd het. Onthou jy hoef nie wanneer jou babatjie 'n week oud is te begin draf nie. I wouldn't recommend that anyway. Is om net te gaan sit en stil te word met jouself. En ek dink die probleem met selfone is ons het nie meer daai tyd wat ons net in ons eie koppe kan wees nie. Is om net bietjie in jou eie kop te wees, te sien what makes you come alive en om dinge te explore wat jy nooit aan sou dink nie. Ek het begin brei, which is very funny. Ek weet nie hoe lank dit gaan hou nie. Net sulke snaakse goedjies, want jy weet nooit waartoe dit kan lei nie. En ek weet dit is moeilik en angs en soms, jy weet hoe moederskap dalk 'n depressie of hartseer in van ons kan trigger. Dit is baie moeilik en ek wil ook sê dat as jy voel dat jy in 'n plek is waar jy net glad nie emosioneel, fisies kan cope nie, ek dink enigiemand op hierdie podcast van jou sal sê, jy weet, daar is mense wat kan help, daar is mense met wie jy kan praat, en jy moet nooit dink dat jou gevoelens of jou emosies is nie belangrik nie. Moenie dit afmaak as, ag, dis baby blues nie. Dalk is dit iets ernstiger. So rarig gaan praat met iemand. Ek meen, dit is ook 'n gesprek vir 'n ander dag. Maar ek sou sê enigiets is moontlik en baie keer voel dit of die oomblik waarin jy is, die seisoen waarin jy is, dat dit vir ewig gaan aanhou. Maar dit doen nie, jy kom aan die ander kant uit en jy's 'n ander mens. Ek is vandag sterker omdat ek 'n ma is. Ek is vandag meer braaf, meer roekeloos op sekere maniere, nie op slegte maniere nie, maar die kanse wat ek vat, ek meen ek sien as ek races doen en as ek hardloop, ek is net soos, ag, hierdie mense wat 20 jaar oud is, ek 40 jaar oud, kom ons kyk of ek hulle kan verbygaan, whatever, jy weet so. Ek dink ook my 40's is vir my so lekker. Ek geniet dit so om hierdie ouderdom te wees. Dis vir my net so bevrydend om net nie meer om te gee wat mense dink nie. Maar vir my, ek is 'n mamma en ek love dit om 'n mamma te wees en daar's sekere dinge dwars deur my tyd wat ek geoefen het toe hulle klein was. Tussen 7 en 8 dan lees ons boekies elke aand en ons lees stories en ek meen my kinders kan altyd lees, maar ek gaan vir hulle lees tot hulle my uit hulle kamer uitskop, tot hulle sê mamma, regtig, moet ons nog steeds elke aand lees? Ek weet jy's ook mal oor lees vir jou kinders en ek dink net om terug te kom ook na die mom guilt ding en finding time for our children. Ek dink daar moet hierdie ritueeltjies wees in ons lewe wat vir ons vreugde bring en wat vir hulle vreugde bring. En kinders, as dit kom by tradisies en goedjies en ek seker julle gesin het ook ongelooflike dinge. Ek weet jy post altyd sulke oulike fotootjies van herfs na herfs. Ek weet dis nou nie so seer 'n tradisie nie, maar net daai idee van dinge wat bly. Weet om te gaan visvang op 'n Sondag en ons gaan stap in die aande na ete net op en af in die straat. Klein dingetjies. Dis daai klein dingetjies wat ons inbou in ons lewe met ons kinders, waarna hulle terugkyk. En ek dink wat ons ook na terugkyk. En my kinders kan nie hulle kleintyd jare onthou in Engeland toe ons na kastele en tuine en goeders toe is nie. Maar ek dink dit het iets in hulle ingebou, 'n liefde vir die natuur, 'n liefde vir buite wees. En jy is die beste ma vir jou kind. Binne die konteks van wat ook al jou lewe aan jou kan gooi, jy is gekies om jou kind se ma te wees. Of daar's soveel dinge wat nou eintlik raak aan eintlik ook vorige episodes en ek sê dit baie, ek gaan dit nou weer sê, maar dit is my so lekker as baie van die drade van die verskillende episodes bymekaar kom. Jy het nou gepraat oor daai gesinstradisies en ons het so 4 weke terug dink ek omtrent 'n episode juist gedoen oor die geheim van gelukkige gesinne en dis dikwels sulke goed soos tradisies en dit is ook dat dit beteken nie juist die heeltyd daar vir jou kinders of jy sê nooit vir hulle nee nie of jy gaan nooit weg saam met jou vriendinne vir 'n naweek of jy doen nie jou eie ding nie. Dit is presies dit dat af en toe maak jy net klein kosbare tye saam met hulle soos boekies lees in die aande of ons het met Felicia Snyman de Tooy gepraat wat gesê Dinsdae aande het hulle tema aande en elke lid van die gesin kry 'n beurt om te kies. So presies daai, dit is daai gefokusde tye wat jy hoef nie die heeltyd by hulle te wees nie, maar wanneer jy daar is jy ten volle teenwoordig.
So dankie Presies, om vir dit. Dan wil intentional ek te wees. Ja. presies. En dan so ek dink almal het nou in hulle agterkop daai ding of dalk meer as een ding, het sy 'n fiksheidsdoel. Hoopelik is dit ook om fiks te word en strength training te begin doen of die ander idee wat jou en jou binneste bietjie opgewonde maak. So met dit in gedagte, Emma, net so voor ons by ons heel laaste vraag kom, vir daai ma wat hier luister en hierdie ding lê voor haar en sy moet ergens begin, net so opsommende boodskap van miskien hoop of waar om te begin of wat jy ook al vir hierdie ma wat nou hier luister, praat gaan met haar en gee vir haar moed vanuit iemand wat haar obstacle oorkom het en geseëvier het en laat ek net noem daai wedloop gewen het, maar jy het begin. Ek sou sê ek was daar en ek weet hoe dit voel om nie te kan sien hoe jy ooit weer iets anders gaan doen of wees nie. Maar die groot ding is maar om daai eerste stap te neem. Of dit nou beteken jy moet in jou pyjamas na die gym toe gaan soos Daniella, amazing idee, en of dit nou is om net 'n sinnetjie te gaan neerskryf en dit is dit in 'n boek wat jy elke dag lees of teen jou spieël. Maar asseblief, ons as vrouens is ongelooflik geskep en gemaak. Ek dink nie ons besef altyd die innerlike krag wat ons het nie. En jy mag maar bang wees vir jou drome en jou doelwitte. Jy moet wees. Dit is normaal. En praat daaroor met iemand wat jou hart ken en wat jou passie dalk deel, iemand wat vir jou kan raad gee. Moenie bang wees om raad te gee nie. En moenie bang wees vir mense wat vir jou gaan sê nee en jy kan dit nie doen nie. En doen dit vir jouself. Doen dit eerstens vir jouself. Daar's baie goed wat ons doen vir ander mense wat nodig is, soos vir ons kinders of ons man of wat ook al. Maar wat is daai ding wat jy vir jouself kan doen? Dis vir niemand anders nie, jy doen dit net vir jou. En dan vra jy, wat is die eerste stap wat ek kan neem? En wat is die volgende ding? Vra elke dag vir jouself, wat kan ek vandag doen? Want elke dag kan jy een ietsie doen wat jou nader bring. Al is dit die kleinste dingetjie, al is dit 'n gewoonte, al is dit 'n e-mail wat jy moet stuur. Maar hou net aan beweeg. Momentum is alles. Ja, begin die olifant eet, happie vir happie. En toe jy nou Die sê ook oude iemand gaan olifant. dalk vir jou nee sê, ek praat maar baie van ander episodes want dit het soveel invloed in my lewe gehad. Jaco Jacobs, die gewilde kinderboekskrywer met wie ons vroeër gepraat het ook al gesê en ek meen hy het nou al ek dink 300 kinderboeke gepubliseer, die enkele persoon wat die meeste kinderboeke in Suid-Afrika gepubliseer het, maar hy het as 'n jong seun begin stories instuur na tydskrifte toe en hy sê hy het een teruggekry met so 'n lekker rooi merk op waar daar iemand geskryf het verhaal, haal nie die paal. So dink nou as Jaco daar moed opgegee het en dan het ons nie hierdie wonderlike kinderboeke gehad om te skryf nie. So as hy kon aangaan na verwerping, dan dink ek ons almal kan dit ook doen. Dankie Emma, dankie vir jou insigte wat jy gedeel het. Ek het sommer nuwe moed om weer môreoggend in my pyjamas op te staan en my tekkies I aan te love trek. it. Maar net so ten slotte, sê vir ons, wat het jy by jou eie ma geleer? So, dit is interessant hoe almal sê kinders doen nie wat jy vir hulle sê nie, hulle doen wat jy doen, né? So ek het haar dopgehou soos ek groot geword het, ons almal doen, maar en my ma was iemand wat en sy is nog steeds iemand wat so baie van haarself gee vir die gemeenskap en die mense om haar. As daar dood in 'n familie is, het my ma gegaan met bakke kos. Jy weet, sy's maar net, sy's daai ma, sy's daai vrou. Sy is nog steeds 'n ongelooflike vrou vir my pa, iemand wat die kroon op sy kop hou. Sy glo in haar kinders, sy luister reg as ons praat. En as 'n loopbaan, sy het 'n ongelooflike loopbaan gebou. My ma het die ongelooflikste dinge bereik, toe sy nog gewerk het en aktief besig was met werk en ook in haar sporte wat sy altyd beoefen het. Maar dit het nooit vir my gevoel sy is dit voor sy 'n ma is nie. Ek het geweet sy is altyd eerste 'n ma en ek het nooit getwyfel in haar liefde vir ons en dat sy trots is op ons nie. So ek het by my ma geleer dat ek wil nie sê jy kan alles doen nie, maar harde werk en om teenwoordig te wees en die mense vir wie jy lief is se lewens is alles. Sy het 'n ongelooflike groep vriendinne om haar en ek dink ook net die sy verhouding gebou het deur haar lewe met mense is net so getuienis ook van die mens wie sy is. En haar hart, sy gee so diep om, dalk omdat sy uit die Karoo uitkom, jy weet, sy daai warmte in haar hart en in haar lewe. En elke keer as ek iets doen wat ek dink, dis nou iets wat my ma sou doen, dan is ek nogals trots op myself. Ja, sy's 'n wonderlike vrou en dis 'n voorreg om
uit Engeland uit weer nou te kan so naby aan hulle te kan woon. Dis regtig wonderlik vir my. Dankie Emma. Ek dink nou net baie mense gaan dalk hier na jou luister en dink dis baie motiverend. As hulle dalk nog wil hoor, hulle kan jou volg op Instagram nie waar nie. Jy deel daar fiksheidswenke en so, sê net waar kan hulle jou in die Ja. hande kry of gaan volg? So Daniela, ek is op Instagram as fiksfantasties. Een lyf, een lewe, sê ek altyd. En ek verwelkom enige iemand wat met my wil gesels oor coaching of wat dalk net wil tips kry. Ek gee nie om waar jy is nie. Ek doen dit op 'n virtuele manier, jy weet, ons kan chat. En ja, dit is my groot passie, is om te sien dat vrouens hulle doelwitte bereik. Maak nie saak wat dit is nie. Ek dink nie enigiets is onmoontlik nie. So ja, op Instagram, fiksfantasties, jy kan my DM of comment op een van my posts. Ek post nie so baie soos ek moet nie. Maar ja, dankie. Ek verwelkom enige vrae of belangstelling. Baie dankie. Fiks fantasties inderdaad en dankie ook vir hierdie fantastiese gesprek. Dankie Daniela, dit was lekker.